Goeiedag, liewe vriende. Vandag se stukkie is van 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 2 Korintiërs 7 vers 1. Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eensstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het: ek sal onder hulle woon en wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Daarom, gaan weg van hulle af, en sonder julle af, sê die Here, en moenie wat onrein is aanraak nie. Dan sal ek julle aanneem, en ek sal vir julle Vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here, die Almagtige. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig, en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Hoe moet ons as kinders van die Here in hierdie wêreld leef? Moet ons onsself heeltemal van die wêreld afskei, van die wêreld onttrek? Paulus het al reeds in Korintiërs vir ons gesê, in Korintiërs 5 vers 9, in die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat onsedelik leef nie. Daarmee het ek glad nie die onsedelikes of die geldgieriges, die bedrieërs of afgodsdienaars van hierdie wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy sou julle uit die wêreld moes pad gee. En dit is so nie. Dit sou onmoontlik wees om regtig mense van hierdie wêreld wat nie die Here dien nie, te vermy. Waar jy werk toe gaan, waar jy skool toe gaan, waar jy besigheid doen, enige iets wat jy doen, het jy te make met mense van hierdie wêreld. En dit is ook reg dat ons in hierdie wêreld is. Die Here het ons geroep om hom te kom verteenwoordig in hierdie wêreld, sy lig te skyn, sy sout te wees. Maar daar is 'n groot gevaar, dat soos wat ons in hierdie wêreld lewe, dat ons saamgevoer word met die wêreld se hele manier van dink en doen. En daarom lees ons vandag, moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Nou wel, mens span 'n os in 'n juk in, om daardie os te kan stuur in 'n sekere rigting. Die juk gee vir jou 'n hefboom om daai os te kan stuur. Maar nog meer as dit, maak dit daardie os met ander osse saamwerk. En die groot gevaar is dat ek ingespan word in die wêreld se juk. Dat soos wat ek omgaan met mense van die wêreld, dat hulle my lewensrigting bepaal. Dat hulle my waardes bepaal. Dat hulle bepaal wat is vir my belangrik en onbelangrik. So vra Paulus dan, hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Weet, soos wat ek in die wêreld se juk inkom, word my sin vir reg en onreg baie vaag. Ek kan dinge vir myself regverdig, want almal doen dit tog mos. Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Die wêreld leef in duisternis, waar dinge skaamtelik is en waar hulle niks dink om vir mekaar te lieg nie. Maar God wil hê dat ons in sy lig moet lewe, waar alles oop en duidelik is en deur hom sy lig gereinig word. Hoe kan daar eensstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Nou, Belial is 'n Hebreëse woord wat beteken nutteloos. En dit is dan ook 'n naam wat vir die duiwel gebruik is. Want soos in teenstelling met Christus wat absoluut waardevol is die duiwel net nutteloos. En al die duiwel se planne is nutteloos en loop op niks wat goed is uit nie. En dit is die gevaar, dat ek meegevoer word met hierdie nuttelose lewenstyl. Dit is nie noodwendig dat ek spesifieke sondes doen nie, maar my hele lewensrigting, my hele lewensingesteldheid word dieselfde as hierdie wêreld se. Ek raak net so materialisties soos hierdie wêreld, wat alles net gaan oor goeders, om meer en meer te wil hê. Ek raak net so immoreel soos hierdie wêreld, waar alles rondom my, en selfs die mense rondom my, net daar is om myself te bevredig. Ek raak net so afgodsdienstig soos hierdie wêreld. Soos ek die gode van
geld en geluk en mag najag, baie keer ten koste daarvan om te doen soos wat God wil hê ek moet doen. En so bring die Here ons vanoggend met hierdie stukkie tot 'n groot stuk selfondersoek. Waar in my lewe het ek in 'n juk ingekom, waar die vennootskappe, die vriendskappe, die aktiwiteite van hierdie wêreld waarmee ek my besig hou, wat dit begin het om my fokus van die alles oortreffende waarde van Christus af te haal, en dat ek myself op dit wat nutteloos is, begin instel het. En as ons dit besef, dan praat die Here met ons en sê, gaan van hulle af weg en sonder julle af. En moenie wat onrein is aanraak nie. Breek daardie dinge af wat my toewyding, my eerste liefde van die Here Jesus steel. En dan beloof hy, dan sê hy, dan sal ek julle aanneem en ek sal vir julle Vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees. Hy sê ook, ek sal onder hulle woon en hulle wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Dit is soveel meer waardevol, soveel meer kosbaar, soveel meer begeerlik as enige iets wat hierdie wêreld ons kan bied. So kom ons vat hierdie beloftes vir ons. Soos 2 Korintiërs 7 vers 1 sê, geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons onsself dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid volkome aan hom toewy.